Ons praat vanaand 'n bietjie Samuel, lees jy Bybel? Samuel, lees jy Bybel? Ek wonder baie keer dat as 'n soldaat nou sy hele wapenrusting aan het en hy die swaard in die hand om aan te val en hy die skild in die hand om te verdedig. Hoekom sal 'n soldaat sy skild laat sak? Vir watter rede sal hy sy skild laat sak? Wil jy 'n broodjie hê? Wil jy 'n broodjie met die hand aanvat, né? Okay. Marius sê nee, die soldaat dink aan sy maag. Hoekom dink julle sal 'n soldaat sy skild laat sak? Hy skild is swaar en sy arm word moe. Okay, skild is swaar. Ons het nou gesê daai skild is 5 voet hoog, so hy kan hom op die grond sit, hy moet hom eintlik net regop hou. Maar ja, hy kan swaar raak. Die lewe is nie maklik nie. Die lewe is nie maklik nie. Dink as ons vanaand net hieroor gaan praat, die lewe is nie maklik nie. Dan kan ons by die stel begin en ons kan by Salome eindig en ons kan 'n goeie boek skryf vanaand. Die lewe is nie maklik nie, maar hy's lekker. Hy's nie maklik nie, maar hy's lekker. Okay, wat sal julle sê nog? As jy soos Dawid was wat op die Here vertrou het, hy het na Goliat toe gegaan sonder enige skild, sonder enige pantser. Hy het geglo die Here sal vir hom beskerming gee. Ek dink baie keer kom daar 'n gedagte in jou kop. My skild is nie genoeg nie. Jy weet, die skild wat ek dra. Ek praat nou nie van my skild by die bank nie. Ek praat van die skild wat ek dra. Is nie goed genoeg nie. So, Gaan daar nie 'n pyl maar deurkom nie. Gaan daar nie maar 'n koel deurkom nie. En dan begin ons vertroue verloor in ons skild en die persoon wat die meester in hierdie gebied om ons te laat twyfel is natuurlik die vyand. God het jou nie lief nie. God het jou vergeet. Hoekom, Robert, moes dit nou weer gebeur? Julle was op pad Weskus toe. Hoekom? Verstaan, en as jy gaan kyk na sy taktiek en dit begin by Eva en dit gaan reg deur en Jesus het deurgeloop en as Jesus deurgeloop het, gaan ek en jy verseker deurloop. Wil hy kom twyfel saai en sodat jy jou skuld laat sak. Maar ons het gelees in Efesiërs die 6de hoofstuk sê hy ons neem die skuld van geloof op. So jou grootste bate wat jy nou kan hê is jou geloof in God. Maak nie saak wat met jou gebeur nie, jou geloof in God. Right. Ons praat bietjie vanaand oor Samuel, lees jy Bybel? Marius, Samuel, lees jy Bybel? Ek alleen en dan kry ek boodskappe hier van die Heilige Gees se kant af. Ek dink jy vra vir jou vrou en sy vrou gee vir jou ook 'n paar boodskappe. Nee, sy lees te vinnig, ek lees baie stadig. Okay. Wie van julle mans was al so braaf om vir sy vrou te gaan sê, gaan lees bietjie Spreuke 31? Nee, nou nie daar. Julle sissies man, julle sissies. Right. Uit 'n Bybel, uit 'n blom. Onthou dit net, uit 'n blom kry die by sy heuning. Maar uit daai selfde blom kry die spinnekop sy gif. Okay. Onthou dit. Ons praat bietjie daaroor. Alright, kom ons gooi bietjie die ysbreker, Salome. Hoekom sal jy sê as God die mens besoek, dan sal God se eerste lyntjie altyd wees moenie vrees nie? Want ek sal sê, God is so groot dat 'n mens dalk bang is in sy teenwoordigheid of sy eerste woorde, maar om te vrees, hy wil nie eens moet vrees nie, want hy wil hê ons moet glo, sodat ons kan luister en hoor en ontvang wat hy vir ons wil sê. So as hy sê moenie vrees nie, beteken dit nie, hy wil maar net hê ons moet glo nou in hom, in sy grootheid en wat hy vir ons wil sê. Stem saam. Wynand, hoe voel jy? Ja, ek dink ons geloof is te swak om regtig ten volle te glo. Nou ek weet ons geloof is nie eens by 'n mosterdsaadjie uit nie.
As ons regtig glo dat ons nie eens bang word nie, maar ek dink die twyfel, die swak geloof maak dat ons bang word en ons skuld laat val of laat sak, want ons is twyfel in hom. Anita, hoekom sal God altyd sê met die eerste woorde toe hy vir Abraham besoek het, toe hy vir Maria besoek het, is die eerste woorde is moenie vrees nie. Ek dink sy teenwoordigheid is so oorweldigend dat mens dadelik eerste gevoel is wat jy kry is vrees en dan stel hy dit eintlik gerus dat dis net ek. Moenie vrees nie. Ja. Okay. Anita sê hier is ek 'n gewone mens en ewe skielik is daar 'n stem in die hemel uit, dis 'n bonatuurlike kragtige stem en enige mens tot Robert wat nie eens haar op sy kop het nie en wat nie 'n bang haar op sy kop het nie, ekskuus Robert, jy het daarom so 'n paar hare, wat nie 'n bang haar op sy kop is nie. Ewe skielik is hier 'n stem wat vir jou sê so spreek die Here, jy weet en Anita sê, jy weet dis 'n bonatuurlike en dit's normaal om te vrees. Rina? Want ek sal sê die Here wil met jou op daai oomblik praat soos wat nie 'n vriend nie, maar soos wat hy wil nie van jy sê hoor ek praat met jou nou as mens. Hy wil nie sê moenie dink aan my grootheid. Wat ek bedoel dat jy's nie goed genoeg om met die Here te praat nie. Die Here vind jou goed genoeg want hy wil met jou praat. En daarom sê hy relax. John, jy's 'n eerlike ou. Nee, Okay, ek gaan nie vir John op die spot sit nie. As ek moet gaan vir 'n operasie, né? Maar as hulle net moet bloed trek, dan is my bloeddruk sky high. Ek hou nie van dit nie. Ek is bang. Ek bang en halt. So John, ek wou vir jou gevra het of jy bang was Dinsdag, maar ek gaan dit nie vra nie. nee, ek gaan met jou deel, want ek doen dit elke keer, en hierdie keer was Dr. Mogogani, die kardioloog, die spesialis, hy het vir my gewag, want ek was vroeg die oggend in 6:30 moet jy daar wees, en ek is eers 6:15 die aand, eers teater toe. Daai wag. Ja, sonder om iets te drink en te eet en te kere te gaan. Ja, is genoeg. En hy wag vir my, toe ek ingaan nou en ek is op die operasietafel en hy wag vir my. Hy sê vir my, nou wanneer gaan ons bid? Ja, wonderlik, nie? Want ek weet nou, dis die 3de keer wat hy nou op my opereer. En elke keer voordat hy opereer, dan sê ek vir hom, nee, ons gaan gou eers bid. Wonderlik, wonderlik. So ek meen, dit was nou fantasties op Dinsdag, voordat ek kon eers sê, ons gaan bid, sê hy vir my, wanneer gaan ons bid? Wys jy was al klaar sout in sy lewe, né? Weet nie, Yes. maar 'n saakie het iewers op goeie grond gekom. Okay, wil julle gou goeie nuus hoor? Ja. Rina was ook hierdie week by haar spesialis en hy sê sy Shanana, daar's alles loop reg. Alles loop reg, altyd reg, Isuzu. Dis nou. Wat sal jy sê? Hoekom sê God moenie vrees nie? Ek stem saam met alles wat julle gesê het. Ek vat dit uit my eie perspektief uit dat die Here ken my so goed dat hy weet as ek in sy teenwoordigheid gaan kom, gaan my brein ontplof en hy's so heilig en ontzagwekkend. So hy weet ek gaan dalk so 'n bietjie bang wees. So ek dink dis hoekom hy altyd eers te sê moenie bang wees nie. Hy wil jou gerus maak. Meneer Brits, stem jy saam met jou vrou? Ek stem saam en ek dink ook die Here wil jou gerus-stel en vir jou eintlik vrede bring. Amen. Ja, so as hy sê moenie vrees nie, sê hy ook eintlik ek bring vir jou vrede. Hier sê ons ouderling 'n baie belangrike ding. As God met jou praat, sal jy vrede in jou hart hê. As die vyand of 'n mens skrif in jou keel probeer afdruk, kan daar vrees in jou hart wees. Gerda? As ek dit reg het in die woord,
het hulle 'n paar keer mos sê jy kan nie in God se gesig kyk nie. Hy skyn mos. En op ander plekke dan sê as jy sou na God kyk, gaan jy dood neerval. Maar dit gaan oor sy grootheid. Awesome. Ek wil met jou deel. Moenie vrees dat ek nou by jou is nie. Ek is hier met my grootheid. Ons gaan nou, gaan ek sê, ja, want hy is ons Abba Vader. Ons gaan nou lekker gesels. Ek en jy, moenie vrees nie. Robert, stem jy saam? Met jou slim vrou? Ja, ek het nou nie met haar gekonfereer hier voor die tyd nie, maar oralsters in die Bybel waar ek lees waar Moses op die berg opgegaan het, was dit aardbewings en daar was wolk oor gewees sodat hulle God nie kon sien nie, en hy het vir die volk gesê, julle kom nie naby die berg nie, want die een wat naby die berg kom, gaan dood gemaak word. En so, God is nie wat ons baie keer vir hom in 'n boksie wil sit en sê, kom sit hier laas my op pel en laat ons gesels nie. Dis die skepper wat ons van praat. Dis God, hy's groot en is almagtig. Maar wanneer hy dan nou kom en hy sê, moenie vrees nie, dan kalmeer hy 'n mens en sê, moenie bang wees nie, ek wil met jou praat, wees gerus, wees kalm. Verseker, stel? Ek het nie 'n plan nie, maar hy het 'n plan. En ek moet nie worry nie. Dis waar. Amen. Ek wil net in 'n ander hoek dit ook ingooi. Ek stem met 100% saam met elkeen van iets wat julle gesê het vanaand. Onthou, as God met jou praat, dan wys hy jou die wenpaal. Jou nageslag gaan wees so sterre aan die hemel, en die sand aan die see. Hy wys jou die eindpunt. Maar die proses van waar jy nou is tot by die eindpunt, hierdie pad wat jy gaan loop, is nie altyd maanskyn en rose nie. Kom aan. Dit is nie altyd maklik nie. En as jy op hierdie pad die geloof gaan verloor en vrees, gaan jy die wenpaal wees. Okay. Julle kyk vir my of julle nie saamstem nie, maar is alright, nou miskien teen die einde van die aand stem julle saam. Kom ons kyk wat sê 2 Timoteus 1 vers 7, Gerda. Is dit nie lekker 'n bietjie om Gerda en Robert se gesiggies weer te sien nie, né? Ja. Ja, ons het baie rondgeloop en vanmôre sê hulle weer in die kerk, wanneer is die lekkerste tyd om te beklei? Is Sondag oggend voor jy kerk toe gaan. En dit lyk my dis die lekkerste tyd vir mense om vir jou te kom kuier, daar sit hulle, en dan hou ek die losie dop. Gelukkig het ons kuier mense van vanmiddag vroeg gekom en hulle het vroeg weer geloop, so lief is wat ons vir hulle is. Okay. 2 Timoteus 1 vers 7. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar die krag en liefde en selfbeheersing. So waar. Okay. Iemand iets sê oor hierdie teksvers? Kan julle 'n verband sien tussen hierdie teksvers en Efesiërs 6 vers 12 wat sê dat net dames, Efesiërs 6 vers 12 sê is net dames gaan hemel toe. Efesiërs 6 vers 12 sê want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die geeste in die lig. Kan julle 'n verband sien tussen Efesiërs 6 vers 12 en 2 Timoteus 1 vers 7? Ja, ek dink dit sê maar dat ons vir niks hoef bang te wees nie. Ons is nie so as ons in Christus is, hoef ons nie op te tree met 'n bang gees nie, maar met 'n gees vol, ek wil amper sê bravade. Verseker.
Ek dink ook, Marius, dat ons worstelstryd is nie bloed nie, is nie vlees en bloed nie, is die gees. En nou kom die Bybel en sê in 2 Timoteus 1:7, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, van vreesagtigheid gegee nie. So vrees is 'n gees. Klink reg. Klink reg. In 'n mate is dit 'n demoniese aanval. Dis 'n duiwelse aanval. Waar die vyand werk is daar vrees, waar God werk is daar vrede. Right. Kom ons praat 'n bietjie. Hoekom laat sak 'n soldaat sy skild, want sy skild is gewoonlik aan sy linkerhand. En ons praat bietjie oor die wapens van die vyand. Kan ek iets net gou gesê? Yes, John. Jy is eintlik reg want as jy teruggaan na Adam en Eva toe in Genesis, daar was vrees. En dit was want hulle het iets gedoen wat hulle moes nie gedoen het nie. En toe gaan kruip hulle weg. Ja. Verseker. Anita, gooi vir ons Hebreërs 12 vers 14 tot 15 asseblief. Praat oor wat is die wapens van die vyand? Waarmee val hy my aan dat ek my skild laat sak? Ja. Ekskuus, kom ek herhaal Hebreërs 12 vers 14 tot 15. Anita? Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie daardeur besoedel word nie. Ons praat 'n bietjie, trek hulle uit, gooi hulle weg, al die klein hasies in die koringland. Ons praat 'n bietjie oor bitterheid. Salome, wortel van bitterheid. Hoekom het die Israeliete nie in die beloofde land ingegaan nie? Die oorspronklike volk. Hulle was ongehoorsaam. Ongehoorsaam? Ongeloof? Ongeloof? As ek kyk na Hebreërs 4, dan lyk dit vir my hulle het hulle hart verhard. Hulle het bitter geword. Julle sukkel nie met bitterheid nie, né? Nee. Okay. Ons gaan so 'n bietjie deur 'n tyd waar ons bietjie aangeval word deur die vyand. Die feit dat ons Nelspruit toe getrek het, weet ek het vrede in my hart. Dis wat die Here ons wil hê. Maar ons gaan deur verskeie aanvalle van die vyand dat ons hiernatoe getrek het. Ek gaan oor enige besluit wat jy in die lewe neem, is daar sekere aanvalle van die vyand, en dit gaan nie oor vlees en bloed nie, dit gaan oor 'n geestelike aanval. Het ek te vroeg afgetree, moes ek nie aangehou werk het nie, ensovoorts. Ons kom Vrydag by die huis en een van die dames wat op die groep is, Ronel, sy doen my belasting. Ek sien haar 'n oproep van haar wat ek gemis het. En ek kontak haar terug en sy sê vir my, Louis, dis weer voorlopige belasting. Ek sê, wat is dit? Wat is dit? Okay. Sy gaan deur die syfertjies en sy sê vir my, wil julle die bedrag hoor? Dan gaan julle my nou jammer kry. Wil julle die bedrag hoor? Want onthou aan die een kant het ek nou vir John gesê, John stuur vir my kwotasies, al wat hierdie huis vir my nou nog kort is solar. Nou, dis al wat my huis nou nog kort. Nou, en nou sit ek so onder die bed so 'n paar sent weg, want ek wil solar insit, en dit gaan nie oor die feit dat van jy weet, dat daar load shedding is nie, maar as die weer in Witrifuur slaan, is ons krag uit. Verstaan? Al die jare. Dis maar hoe dit werk is. In Barberton ook, né? In Barberton ook.
Ek dink in Middelburg ook. As dit Middelburg slaan, is dit hier ook uit. Okay, dis nou maar een van die dinge van die lekker om van in Nelspruit te woon. So nou sê ek vir John gesê, John, stuur vir my. Wil julle die bedrag hoor? Ja. Ronel sê vir my ek is jammer om vir jou nou te sê maar jy skuld SARS R70,000. Nou, welkom in die klub. R70,000 vir my is soos vir Marius R10. Nee, maar vir my is dit massive baie geld. Massive baie geld. Stem. Vandag kry Annelie 'n boodskap van haar boekhouer. Jy moet ook omtrent R30,000 betaal. In ons huis R100,000. Nou sit ek die TV aan. En nou sien ek hier gaan ons president en hy loop op 'n vliegtuig, hy gaan oorsee. En hier kom dit op. Hier kom die bitterheid op. Het die Here my nou nie lief nie? Hoekom gebeur hierdie dinge nou met my? Dat ons en ek kan by elkeen van julle stil staan. Ek kan by Roberts wat by die onkoloog was, ek kan by John gaan stil staan wat by die kardioloog was. Ek kan by Wynand gaan stil staan oor sy gesondheid. Ek kan by elkeen van julle by Stel Salome, ek kan by elkeen van julle gaan stil staan. By Lisel wat vir Tannie Petro verloor het ensovoorts. Ek kan by elkeen van julle stil staan en dan sê die Bybel vir ons, daar moet nie 'n wortel van bitterheid opskiet nie. Kyk, wil iemand vir julle iets sê oor dit? Ek was laas jaar presies in daai selfde bootjie gewees. Ek het dubbel vliegtuigkaartjies gekoop om my kind te gaan help wat by die dood omgedraai het. Die Satan het van my een retourvlugkaartjie gesteel. Ons albei. En van ons albei. En toe ek terugkom, toe moet ek R60,000 se belasting inbetaal. Maar weet julle wat? Die Here het voorsien. Die Here het ons daardeur gedra en daai wortel van my pastoor nou van praat, het gelukkig nie grond gevat nie, hy het nie ontkiem nie. Prys die Here daarvoor. Amen. Amen. Ek kan net hierdie deur toe maak, ekskuus. Dan wil ek net nie te hoog opstaan en sien byna op my kroks. Die wind waai my oop en toe hier agter my. Alright, hoekom sal die Bybel praat van 'n wortel? Dink aan die sonnaskoolletjie. Dink aan bossies. Want as hy afbreek, as jy hom net afbreek, dan kom hy weer op. Nou, ek dink met 'n wortel die hele ding moet uitkom. Anders dan gaan hy weer saad vat, anders gaan hy weer opkom. Ek dink ook wat Ekskuus pastoor. Ek dink ook hy begin daar waar jy nie weet nie. Jy sien hom nie en dan groei hy nou en dan ewe skielik wanneer by die grond uitkom. Ekskuus. Maar dit net te laat. Ek dink dat ek dink aan daai sonnaskoolletjie trek hulle uit, gooi hulle weg, al die klein nasies in die koring. As jy vir hom gaan water gee en jy kyk nie so klim ons president op die vliegtuig en jy kyk hoe mors hulle geld en jy hoor van korrupsie en jy dink dis jou swaar verdiende geld, dis my solar geld, daar gaan dit oorsee. Dan begin dit hierso kwaad, dan begin jy kwaad raak. Nou kom die Bybel en sê moenie na daai worteltjie word, want 'n worteltjie van bitterheid gaan veroorsaak dat jy jou skuld laat sak. Stel lees vir ons Rit 1 vers 20. Toe antwoord sy hulle, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my baie bitterheid aangedoen. Ja. Wat beteken Naomi, Salome? Oom, ja, Naomi.
Nee, as hy afgelei word van Shalom beteken hy vrede. Okay. Yes, Naomi beteken mooi. Maar nou sê sy moet my nie meer mooi noem nie. Noem my bitter, noem my Mara, noem my bitter. Wat het Naomi bitter gemaak? Die afsterwe van haar man en haar seuns. Omstandighede. Ja. Die feit van back and close Wynand, daai goed kan jou bitter maak. Nou wonder jy hoekom boere in Suid-Afrika nie in Amerika waar gips of enstof en al hierdie goed nie. Hoekom is jy nou in Nylstroom geplaas waar jy sukkel en jy sê jy is laaste op die lys vir enstof ensovoorts? Hoor jy wat ek sê? En Naomi word bitter. En nou kom die Bybel en die Bybel sê moenie vrees nie. As Naomi geweet het uit Rut en Boas se lewe van Dawid gebore word en uit Dawid gaan Jesus gebore word, sou sy nog steeds bitter gewees het? Jy sien, sy is op hierdie roete en ons is op hierdie roete en hierdie roete maak vir ons soms bitter, want ons vergeet baie keer die wendpaal, ons vergeet die einddoel waartoe ons op pad is. Voor ek preek, praat julle met my. John Hoesel, doen iets net wat jy wil. Wie praat nou eers? Marius praat. Nee. Marius het 'n alarmpie wat hy aansit as hy wil praat, en dan moet ons stil bly. Ek dink is om jy moet gefokus bly op dit wat jou doel is om te bereik. Al is daar klomp goeders wat tussenin nie reg gaan nie. Maar nou gebeur dit tog dat jy nie 'n doel het om te bereik nie. Dan moet jy vir 'n doel kry om te bereik. As jy nie 'n doel het om te bereik, jy gaan al hierdie ander klein goedjies wat tussenin kom, gaan jou onderkry. Maar as jy gefokus kan bly op 'n doel wat jy al gestel het, dan is al hierdie ander goeders klein struikelblokke wat jy sal maklik oorkom, want jy weet waartoe is jou pad, wat is dit wat jou doel is. Rina, jy wou gepraat het? Nee. Reg. Ja, maar wie wou nog gepraat het saam, Marius? Anita. Weet dit was hierdie kant. Was John gewees. Ja, nee. Maar ook baie keer, nê, word dit, en ek praat nou net van myself. Ek praat van nie julle. Ek praat net van myself. Baie keer moet ons terugkom grond toe. Baie keer doen ons die eie ek in plaas van wat die Here wil hê ons moet doen. Ek praat net van myself. Ek meen, Rine, terwyl ons daar in die hospitaal lê op Dinsdag en ek wag. Rine en ek het daaroor gepraat. Jy weet, baie keer gaan ek af in 'n rigting wat die Here wil nie hê ek moet in daai rigting gaan. En hy moet my voete net 'n bietjie aarde toe bring en sê, stap nog saam met my. Ja, ek is nou besig om bietjie, ons gaan nou miskien volgende week daaroor praat. God het 'n pad vir jou uit. Die Engelse sê, he mapped. So julle Afrikaans sprekende mense moet my bietjie 'n mooi woord. He mapped a route for me. Hy het vir my 'n pad uitgelê. Jy verstaan. En aan die begin sê hy vir Abraham het seker gedink as hy nou uit land uittrek, is hy nou 'n gemaakte man. Abraham het nie geweet van die woestynervaring waar hy in die woestyn is, waar al die goed en Isak gaan nie gebore word nie ensovoorts. Sê hy vir Abraham, moenie vrees. Op hierdie roete wat jy loop, moet net nie vrees nie, want as jy vrees, gaan jy jou skuld laat sak. Alright, Jeremia 12 vers 5. Ek is nog op die onderste ry, Rina. Jeremia 12 vers 5. As jy met voetgangers loop, maak hulle jou moeg. Hoe sal jy dan wedywer met die perde? En in 'n land van vrede voel jy veilig.
Hoe sal jy dan maak in die pronkbosse van die Jordaan? Die Here sê hierso, as jy net saam mense loop, word jy al moeg. Annelie se ma is 82 en as ek saam met haar loop, maak sy my moeg. Sy kan loop. My tong hang op die grond as ek saam met haar loop. Sy's 82. Die Here sê, hierdie daagliks goed wat met ons gebeur, hierdie belastings, hierdie goedjies maak ons al moeg. Maar wat gaan met ons gebeur as ons aan die perde moet hardloop? Nou wat is perdevrees, Wynand? Jy is bang vir opklim. Nie opklim, ja, nie, hy gooi ver. Right. Perde word altyd vergelyk met Egipte. Jy weet, Egipte was perde, die weermag is groot en hierdie een is, as jy nou al moeg raak, is jy bang, gaan jy bang wees vir wat vir jou voorlê in die toekoms. Die perdevrees of die perdevrees is wat voorlê. Hoe gaan jy, as jy nou al moeg is, hoe gaan jy saam met die perde kan hardloop? As jy nie jou geloof kan bou nie, en jy laat sak jou skuld, is dit tickets. Jy moet jou geloof bou. Kyk Lisel, ons is by jou. Lukas, die 4de hoofstuk, 2de tot die 13de vers, en nou kom ons by die gedeelte, saam wie lees jy Bybel? Saam wie lees jy Bybel? Hy is deur die Gees na die woestyn toe gelei, waar die duiwel hom vir 40 dae lank versoek het. Hy het die hele tyd niks geëet nie, en aan die einde daarvan was hy baie honger. Die duiwel het toe vir hom gesê, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in 'n brood. Maar Jesus het vir hom gesê, nee, die skrif sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Daarna het die duiwel hom na 'n hoogte geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. Die duiwel het vir hom gesê, ek sal vir jou die glorie en die mag oor al hierdie koninkryke gee, want hulle is myne om vir enige een te gee vir wie ek wil. Ek sal dit vir jou gee as jy neerbuig en my aanbid. Jesus het geantwoord, die skrif sê, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Toe het die duiwel hom na Jerusalem geneem, na die hoogste punt van die tempel en gesê, as jy die seun van God is, spring hier af, want die skrif sê, God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus het hom geantwoord, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe die duiwel Jesus klaar versoek het, het hy hom verlaat tot die volgende geleentheid. Ja. Waaruit het die duiwel Jesus versoek? Uit die woord uit. Uit die woord uit. Hy het vir hom woord gekwoteer, dis uit Deuteronomium uit, die laaste ene, Lisel, waar hy sê, hy sal sy engele aangaande jou opdrag gee, daai ene. Dit kom uit Psalm 91 uit, waar die engele jou sal dek onder hulle vlerke. So, saam wie lees jy die Bybel? Die spinnekop kry sy gif uit die blom, die by kry sy heuning uit die blom. Saam wie lees jy? Wynand, kan ek jou as voorbeeld gebruik? Wynand sukkel met sy arms, hy gaan vir operasies. Hy het gesukkel met sy voete, nou sit hy reg, né? Amper. Nou kom ek daar by hom en ek sê vir hom, Wynand, ek het 'n woord vir jou. Hoekom jy met jou voete sukkel? Wil jy die woord lees vir hom, Anita? Okay. Lees vir hom Hebreërs 10 vers 31. Okay. Daar staan, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Jy sien, Wynand, jy het jou ma se koekies gesteel toe jy 5 jaar oud was. En nou
is dit vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God. Sien julle hoe verdraai ek nou die Bybel? Van die Bybel sê, is lief vir jou. God sê hy is lief vir jou. Vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God is hier ten sprake van in die eindtyd. Dit het niks van nou te sprake nie. Ja, as ons sondig lewe en ons doen verkeerd, kom al hierdie peste oor ons, maar nou het ek hierdie woord so verdraai. Om vir Wynand het ek hom gemotiveer deur hierdie woord. Het ek hom gebou, Wynand? Die pastoor klink soos daai ou wat siek geraak het met al sy job, wat sy vriende na hom toe kom en vir hom sê jy het iets verkeerd gedoen. So Wynand word nie gebou nie. So as jy nou 'n woord ontvang, nou, hier is die toets, en dis die belangrikste waaroor ons vanaand praat. Ons het nou Jolanda daaroor gepraat. As jy 'n woord ontvang en hierdie woord bring vrede en dit bou jou, kom dit van die Here af. Maar as jy 'n woord ontvang en dit bring vrees, van wie af kom dit dan? Van jou af. Van jou af en van die duiwel af. Want die duiwel gebruik die woord om kinders van die Here te demoraliseer sodat hulle skuld laat sak. Wat het die slang, wat het die duiwel vir Eva gesê? Het die Here nie gesê? Dadelik saai hy twyfel in dit wat God gesê het. Hy sê vir Jesus, spring van die berg af. Die Here het mos gesê hy sal sy engele stuur om jou te vang. Maak dit sin wat ek sê? So wie lees jy Bybel? Kom ons kyk wat sê 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6 Salome. Pastoor, ek wil vinnig sê, daai duiwel is lekker dom. Want as jy vir die Here sê, as jy hierdie ding doen, dan gee jy vir al hierdie koninkryk. En daai koninkryk behoort in elk geval aan die Here, is nie jou om weg te gee nie. Dis waar. Stem saam. Maar ons kan eendag lekker hieroor gesels, Wynand. Hierso het die duiwel net vir hom 'n kort pad gegee. En vir hom gesê, is nie nodig om gaan deur die kruis te gaan nie. Ek gee jou weer die heerskappy terug. Onthou, Adam en Eva die heerskappy vir die duiwel gegee. En hier kom die duiwel en sê, ek gee vir jou die heerskappy terug, aanbid my net. Dan ken net dat ek is ook iemand. En hier was 'n kort pad. As Jesus hierdie kort pad gevat het, hoef hy nie kruis toe gaan het nie, want dan het hy nie sy doel op aarde uitgedien nie. Salome, 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6 asseblief. Nie dat ons uit onsself bekwam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So, die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So beteken dit dat ek moenie die letter meer lees nie? Nee. Marius het gesê, wanneer hy die Bybel lees, wie lees saam met hom Bybel? Marius sê dit weer? Die Heilige Gees gee my boodskappe. Die Heilige Gees. So, rema, die skrikkelike woord rema, die Griekse woord rema is, dis die woord wat lewend gemaak word deur die Gees. So, as jy die Bybel lees en hierdie Bybel bring vrede en jy kry daai verligte oomblik en jy weet, elkeen van ons was al daardeur. Hierdie woord is vir my, hierdie woord is vir die oomblik, dis vir die tyd, dan weet jy dis 'n rema woord, dis 'n woord wat die Heilige Gees vir jou nou gegee het. Goed, enige vrae hieroor? Ek dink daai klein woordjie, ons dink altyd ons moet goed gaan leer om bekwaam te wees aan iets. Maar hier soos hierdie klein sinnetjie sê, ons bekwaamheid kom van God af. Weet jy, Morris, okay, julle gaan dink ek is maar 'n praktiese paraatjie, maar dis ook alright. Hier's 'n paar goedjies, né? Ek kan nie reguit boor nie. Ek sukkel. Ek is glad nie 'n handyman, nee, ek is glad nie. Maar as ek vir 'n challenge is wat ek 'n blind moet opsit of so, dan gaan ek en ek sê, Here, gee net vir my wysheid, want ek weet nie, Louis weet nie. En die Heilige Gees help ou.
Okay, dis hoe dit vir my werk. Dis hoe dit vir my werk. Okay, kom ons kyk na 2 Korintiërs 5 vers 7 hier stel. Anita, ek los vir jou die lang een, moenie worry nie, hoor. Stel, ons hoor jou nie? Ja, kyk, ons hoor jou nog steeds nie, maar is alright. As jy ons kan hoor, is dit reg. Salome, sal jy vir ons 2 Korintiërs 5 vers 7 lees? Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Okay. Dis nie lekker as jy daai aanslag van SARS kry nie. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker as die dokter vir jou sê ek sien jou die 17de in die operasiesaal nie. So, dis nie lekker nie. Ons lewe nie volgens aanskouing nie. Robert, dis nie lekker as die onkoloog sê ons moet dan weer 'n biopsie gaan doen ensovoorts. Dis nie lekker nie. Maar ons lewe deur geloof. Ons gaan nie daai skuld laat sak nie. Ons kan nie daai skuld laat sak nie. Okay. Die laaste ene, Anita, Hebreërs 11 vers 6 tot 13, asseblief. Wat is die gevolg as ons volgens geloof lewe? Anita, ek gaan jou stop. Jy bly lekker ver, jy kan nie kwaad word vir my nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Kom ons stop hom daarso. Kom ons stop hom daar. Wat was die gevolg van Noag se geloof? Die redding van sy huisgesin en 'n Redding van sy huisgesin. Hy was gehoorsaam gewees. Hy het beskerming. Hy het 'n erfgenaam geword. Daar's 'n fliek oor hom gemaak. Daar is 'n blyspel oor mekaar nie. Maar ek meen, vandag gebruik ons nog steeds vir Noag. Ons gebruik vir Noag. Net omdat hy geloof gehad het in dit wat hy gehoor het. Vers 8. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Gaan vir my tot die einde van vers 10. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land wat belofte soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Okay. Geloof vat jou van jou rusbank af na nuwe plekke toe. Hy vat vir Abraham uit sy rusbank uit met sy TV remote in sy hand en hy sê, sit die TV remote bietjie daar neer. Kom uit jou pa se huis uit, ek gaan vir jou 'n vader maak van vele, soos die sand aan die see, sterre in die hemel. Kom, ons gaan 'n bietjie woestyn toe. Ons gaan sterre kyk in die woestyn. So geloof vat jou na nuwe plekke toe in jou lewe. As jy die nuwe in jou lewe wil hê, is daar net een manier en dis deur geloof. Vers 11. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. In die Stop hom geloof... daarso. Stop hom daarso. So, geloof laat die onmoontlike in jou lewe gebeur. Die onmoontlike gebeur in jou lewe as gevolg van geloof. Maar Louis, soos Yes. hierso met Dawid,
Hy moes ook wag. Yes, wag. Hy wag, John is moeilik. Hulle sê jy moet 7 uur daar wees en doen hulle vanaand vir jou, doen en jy sit lê vir 12 ure daar op jou rug. Sonder kos, jy moet wag. Wag voel vir my partykeer tydrowend. Dit voel of my lewe by my verbygaan, maar dis 'n tyd wat God wil hê ek moet wag. Okay. Vers 13, Anita. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Nou as dit die wil van die Here is, gaan ons nou in diepte oor hierdie versie gesels, vers 13 volgende week. Dis nie te sê alles wat jou beloof is, gaan jy nou alreeds ontvang nie. Ja. Miskien gaan jy net in die verte dit sien. Miskien is dit vir jou nageslag. Miskien het Wynand 'n belofte gekry, hy gaan 6 plase kry. Miskien is dit vir sy nageslag, die 6 plase. Okay, ons praat volgende week verder hieroor. Kom ons sluit af. Lisel, Johannes 10 vers 28 tot 29. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee en hulle sal so nimmer as te nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is magtiger as almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader steel nie. Ek wil julle vanaand bemoedig. Dis in God se hand. Jesus sê die Vader het dit in Jesus se hand gesit. En niemand sal jou uit Jesus se hand uitsteel nie. Maar nou kom hy sê, maar in Jesus se hand is God se hand. Dubbele beskerming. God sal jou dra. Moenie jou skuld laat sak nie. Vleit. My storie is uit. Salome, iets wat jy wil byvoeg vanaand? Jy was weer eens baie stil en ons weet jy het baie kennis. Nee, wat my nou opgeval het is dat 'n mens moet altyd maar as jy een mens se geloof in God kan die geskiedenis en die toekoms herskryf. Een mens. Jy gaan dit daar op jou papiertjie skryf, né? Okay. Asseblief. Een mens kan die geskiedenis herskryf. Een mens se geloof in God kan die geskiedenis herskryf. Wynand? Nee, ek is met my skoonma wat skaapbout geëet het, sal ek nou niks verder sê om dit op te maak. Anita? Ek is ook reg, pastoor. Baie dankie vir die boodskap. Rina? Reg, dankie. John? Nee, ek is reg, dankie. Estel, probeer weer. Reg, dankie. Dankie, daar kom jy nou mooi sterk, duidelik deur Gerda. Sê iets anders te behalwe reg, dankie. Nee, dit voel so vrede in jou om te besef jy is in God se hand en hy sal jou nie laat gaan nie. Dit voel so rustig. Verseker. Robert? Geloof het vir my is soos eksamen skryf. Jy begin by graad 1 met klein vragies en as jy hom reg geantwoord het, dan gaan jy na die volgende een toe. En so gaan jy aan reg deur die lewe, totdat jy nou nader aan universiteitsgraad het. Maar eksamen gaan jy eksamen skryf tot jy hom deurkom. Tot jy hom reg kry. Tot jy vir hom reg kry, gaan jy aanhou eksamen skryf en moenie jou geloof verloor nie. Nee, moenie daai skuld laat sak nie. Nee. Lisel? Dankie vir vanaand. Meneer Brits? Ja, ek dink as mens nie op die oomblik 'n doel het om na te jaag nie, is hierdie een sinnetjie wat ons nou hierso het, wat sê, ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee
en hulle sal so nimmer as te nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. Ons is op pad na die Vader toe. Wat tussenin gebeur is net bysake en ons moet daardeur gaan, maar ons eindpunt is by die Vader. Die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Kom ons praat 'n bietjie oor gebedsversoeke. Ek wil ons moet ernstig bid vir Sakkie. Ek kry maar boodskappe. Hy's terug in Witbank. Baie sleg met Sakkie. Ons bid vir Sakkie en vir Jenny. Dis al eers 'n pen kry, Marius. Sorry, ek is Net 'n reg. boek. Okay. Ons bid ernstig vir Sakkie. Dat die Here ingryp. Laat sy wil sal geskied in Sakkie hulle se lewe. Bid vir Jenny, bid vir sy familie. Hey. Stel iets aan jou kant. Rina, ons is saam met jou dankbaar vir die gunstige doktersverslag. Iets anders te waar ons kan saam bid? Nee, net baie dankbaar en baie dankie vir die gebede vir my sussie ook. So sy's nog onder behandeling. Bid vir haar. John, ons is dankbaar teenoor die Here, né? Ja, baie dankbaar. Baie dankbaar. Ons wil net dankie vir die Here sê vir Robin, wat daardie 3de graadse brandwonde, hy's uit ICU. En ek meen dis 'n miracle, want gewoonweg kom jy nie daaroor nie as jou longe so beskadig is. So ons wil net dankie sê vir hom. Hopelik nou kan hy sy lewe verander en hy kan dit sien, want hy's 'n ou wat nie geglo het nie. So hopelik kan hy. Maar ek wil asseblief, terwyl ek in die hospitaal op Dinsdag gelê, het ons baie slegte nuus gekry. Of Philip wat ons op die gebedslys het. Hy het 6 weke oor. Daar's niks wat hulle kan vir hom doen nie. Hulle kan nie eers vir hom bestraling of kieme of hulle het hom klaar op morfine gesit. Maar ons laat bid dat die Here se wil sal geskied in sy lewe. Ons glo aan wonderwerke, maar laat sy wil geskied. Maar wat ek probeer om te sê is, ons moet net vir sy familie eintlik bid dat daar net kalmte in hulle lewe kom. Amen. Want hulle het nou wat vir my sleg is. Ek sal dit nie like as my vrou dit met my doen nie. Hulle het nou 'n groep gestig. Nou. So nou, ek het myself van die groep nou verwyder, nou, want nou kry jy 'n daaglikse verslag van hoe dit gaan met Philly. Nou, dis nie lekker nie. Nee, jy soos jy nou sê, miracles gebeur. Daar's Robin, nee. Maar nou het hulle klaar die wortel, hulle gaan nie, nee, kom ons dit los. Maar ja, asseblief. Ons nog bid vir hom. Besel ons dink aan die familie. Ons dink aan dat daar herstel sal kom en vertroosting sal kom. Iets anders te waar ons kan saam bid. Nee, my oupa hy sukkel met blaasprobleme en hy's baie swak. Lisel se oupa is hier in Witbank by Lisel se tannie. Ons bid vir hom, ook al bejaard, maar ons bid vir hom dat daar daai pyn sal verdwyn. En Marius, ander versoeke van jou kant af? Maar net vir dankbaarheid, ons kry so nou en dan 'n bietjie reën. Nie baie opgeslag nie, maar is iets wat ons nie sou gehad het gewoonweg of normaalweg nie. So hy val so stuk vir stuk. Toe ons daardeur die Karoo gegaan het, dit is nogal opvallend hoe ek poele water daar gesien het, wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. En die poele, dis groot poele wat daar so lê, eintlik damme, so wat deur die Karoo gaan. Ja, dit is baie goed. Ons bid vir uitkoms daarso van, eintlik daarvan Mosselbaai af reg deur tot daar by Plet, sukkel hulle. Die hele tuinroete, garden route, sukkel op hierdie stadium. Ons bid vir dit. Gerda, enigiets wat ons kan saam bid? Ons almal se kinders
En ek as ma, Gerda Junior en haar man Werner, dis eintlik so hartseer. Die Here seën hulle met 'n ou babietjie, maar dis asof hy nie hy verstaan dit nie. Hy gee nie vir haar hulp nie. Sy moet self die babakamer uitverf. Sy bekommerd dat die baba se kamer uitgeverf word. Ja, dis net nie lekker. Kom ons bid net vir ons kinders. Ja, dan sê ons sommer dankie vir ons mans wat ons het. Al is hulle nie perfek nie. Ja. Robert, ons tree vir jou in, my vriend. Ek weet jy staan op, ek dink is Johannes 11 wat sê hierdie siekte is nie tot die dood nie. Ja, en al soos Gerda nou gesê het, al lyk hy soos 'n tarantaal met klomp kolletjies. God is nog in beheer en jy's in God se hand. Dis wat saak maak. En dat weet ons wanneer jy Nelspruit toe kom, asseblief, as jy nou nie hier wil slaap nie, as jy dink ons is vuil, dan sit ook reg, maar ons kan hom iewers 'n koffietjie gaan drink. Iets anderste wat ons kan saam bid, Robert? Nee, wat dit is nou maar net my geveg nou. Maar ek vertrou op die Here. Ek weet hy het 'n plan. Verstaan nie altyd wat die roete is nie, maar ek vertrou op die Here dis al. Amen. Ons kyk na die eindpunt, né? Die wenpaal. Anita, hoe gaan dit met die oë? Pastor, is maar nog dieselfde. Dis maar moeilik. Ek gaan nie moed verloor nie. Ek sal aanhou vertrou dat dit sal verbeter. Ja. Anders wat ons kan saam bid? As ons net kan vra dat die Here vir ons sal voorsien, ons is elke liewe deur is toe vir in 'n menslike oogpunt, vir voorsiening, vir finansies, so ons weet glad nie. Wat nie, ons is op die einde van die maand. Okay. Ons bid vir julle, Anita. Wynand, daar sal uitkoms kom, né? Ja, dis maar 'n uitdaging om positief te bly as jy, ek weet die mandjies is vol, maar jy kan niks regtig doen daarmee nie. Dit is uitgesit, basies. Ja, die mandjies is uitgesit. Maar ja, ons vertrou nog steeds op ek dink so ruk terug het Marius het 'n voorbeeld gehad van waar hulle ou gekry het, waarskynlik 'n nuwe kliënt waar hulle verskaffer kon betaal wat betyds was en so aan, en ons vertrou op so iets ook. Ons is vasberade dat iets sal gebeur. So ja. Dit sal met jou. Wat vir voorsiening. Baie van mense wat ek sit nou en kyk, is min mense wat werk net vir 'n salaris, baie werk vir die besighede en sulke goed. En ek bid vanaand vir voorsiening in elke huis. Dat daar voorsiening sal kom dat julle behoeftes vervul sal word. Salome, iets aan wat jy wil byvoeg? Ek wil ook maar net baie dankie sê dat ons mekaar het vir mekaar te bid, en ek waardeer julle regtig baie. En ek vra ook asseblief as ons kan intree spesifiek vir PW en Elise van Reinhardspleis. So hulle is onder geweldige aanval. Dis omdat hulle die regte ding doen en hulle jaag nie geld na nie, en die plek behoort aan die Here, en die Here het die plek begin 30 jaar terug, maar hulle word regtig nou baie aangeval. Al die finansiële deurtjies gaan toe. So daar's baie stres, want hulle het 34 borde kos maal 3. Hulle dag per dag moet voorsien. En maar die Here voorsien nog steeds, sover het hy nog elke dag voorsien. En ek wil maar net ook vra dat ons intree dat vir die personeel dat ja, daar is maar soos personeel is daar iemand wat moeilikheid veroorsaak. Maar ons kan nie net intree daar nie, want hulle het baie invloed en ons wil nie, die plek het al so seer gekry deur mense wat hulle seer gemaak het. So ek sal baie bly wees as julle asseblief intree vir Reinhardspleis spesifiek ook dan vir die personeel en vir PW en Elise, hulle gesondheid en dat hulle kan vas staan in hulle geloof, asseblief. That's all right. John, will you say thank you for the Lord? En vir ons die versoeke opdra aan die Here, asseblief. Lord,
Thank you for this wonderful message tonight, Lord. Thank you that it can open our eyes. And Lord, thank you that we can learn from it, Lord. I know we're an impatient species. We want everything to be done instantly, and we want to have answers instantly. But like David and so on in the Bible, they had to wait. They had to be patient. They had to wait on him for the answers. And so we have to learn as well. Everything that we need, we will get in some other form. If we look at the birds outside, Lord, it can be cold, it can be miserable, it can be raining. But when we open our eyes and we open the curtains in the morning, what's the first thing that we hear? We hear them chirping. They're happy. They're happy that it's a new day. And we, Lord, I'm not saying that we must become a bird, but we must start listening and also being happy with what we've got. And Lord, as we go through this week, let us pray for all those people on the prayer list. Lord, let's pray for Robert as he goes to Nelspruit. Let's pray for Wynand and everybody else. Let's pray for Rain. And let's pray for Louis. And Lord, we just love you and we need you every day of our lives. And we thank you, Lord. Amen. Amen. Dankie, John. Is julle reed vir lekker nuus, goeie nuus? Van die paabord. Beter nuus as dit, Marius. Die 10de Maart, dis oor 3 weke. Wynand het my nie genooi nie, maar ek nooi my sommer self daar na Wynand se plaas toe. Dis 'n Dinsdag. Dis die 7de, pastoor. Die 7de, hoekom het ek die 10de? Die 7de Maart. Pastoor, en Die 10de 7de Maart. Maart. Ja, die 7de Maart. Anita het gesê, dis die enigste dag wat sy na dagboek vir ons sal oopmaak. Okay. Die 7de Maart gaan ons Nylstroom toe. Dan gaan ons daar by Wynand kuier. Ons gaan weer wors braai. Anita gaan met ons bietjie gesels wat ons moet saambring ensovoorts. En Wynand, moet ek dit sê of gaan jy dit sê? Pastoor kan maar sê. Wynand het besluit daai dag wil hy gelowig gedoop word. Amen. Amen. Daai dag is dit my voorreg om dit gelowig te doop. Ek hoop nie dis koud nie, Wynand, jy moet jou weer reg kry. Dan dis die 7de Maart daar op die plaas. Ons gaan sommer net 'n worsie braai en 'n broodjie eet en net lekker kuier vir julle wat dit kan maak. Ons sal Marius vir julle wat ver is sal ons en vir Salome sal ons so 'n videoetjie maak. Ja, Marius, dis net 1700 kg, dis niks ernstigs nie. Hy sê Sukie draf dit gou af. So wat ons gaan doen, Wynand, ek het nou nog nie met jou gepraat, maar iewers te gaan ek vir jou 'n datum deurgooi en dan gaan ons sommer net so 'n bietjie deur oor die doop gesels, sommer ook oor Zoom, maar sommer eendag iewers in die week. Maar ek gaan dit op die groep sit, so as julle wil saamgesels die aand, is julle welkom bietjie meer inligting daaroor wil hê en so aan. So dit is die belangrikheid van die gelowige doop ensovoorts. Waar ons gesels. Lekker opgewonde. 7de. Hoekom het ek dit na die 10de Maart? En ek het nou mense genooi vir die 10de Maart dan na julle toe. Wil pastoor dit 2 keer doen? Lyk my ek gaan moet oorbly tot die 10de. Ek gaan net nie chilies pluk nie. Ek sal bossies kap, maar ek gaan nie chilies pluk nie. Okay, 7de Maart. Ek het met Johan gepraat, lyk my hy gaan dit ook maak vir die 7de. Maar ek het vir hom gesê die 10de. Oek, ek sal net vir hom moet terugstel nou. Okay. Mag julle 'n wonderlike aand hê, lekker iets om uit te sien na. Mag julle geseënd wees. Moenie vrees nie. Jy's in God se hand. Bye bye. Sien vir julle. Bye. Mooi week. Selfde.